Vriende, goeiemôre en hartlik welkom hier by Vadervuur se erediens. So op Versoeningsdag vier ons dan ook die groot versoening wat die Here Jesus vir ons kom bewerk het met God. En daarom kom ons sit sommer net vandag so en dan bid ons ook saam. Here, dankie dat hierdie erediens kan begin met die wete dat U hier by ons is. Dat U Immanuel is, God tussen ons. Vanoggend wil ons uitroep, ons glo die Here is ons herder, hy het ons gemaak en ons is syne, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Daarom kom ons niks kort nie, want ons weet, U lei ons altyd op die regte pad tot die eer van U naam. Here, selfs al gaan ons deur die donker dieptes, sal ons nie bang wees nie, want U is by ons en in U hande is ons veilig. Ons glo dat Jesus Christus hierdie goeie herder is wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. En ons almal het maar gedwaal soos skape. Ons elkeen het ons eie pad geloop, maar Here, U het ons sondes op U laat afkom. Dankie Jesus dat U as die goeie herder U lewe vir my kom aflê. En soos wat die profete voorspel het, is U doodgemaak, maar God het U die groot herder van die kudde uit die doodheid teruggebring. Here, ons glo vanoggend dat U die ewige lewe gee vir elkeen wat na U stem luister en wat U volg. En ons glo dat U die goeie herder is, wat vir hom 'n kudde losgekoop het, uit elke stam en volk en nasie, so het Openbaring 5 ons kom leer, Here. Wanneer U as opperherder weer kom om die mense van mekaar te skei, soos wat 'n wagter die skape van die bokke skei, sal U die heerlikheid as 'n onverganklike kroon kom gee vir elkeen wat U getrou dien. Maar tot dan toe, Here, weet ons dat ons nie alleen is nie, want U is by ons. Dankie dat ons hierdie woorde vandag mag bid met die wete dat U die prys reeds betaal het. En daarom kan ons as kinders van God uitroep, die Here is my herder, ek weet waar my hulp vandaan kom. Ons bid dit vanoggend, in Jesus se naam alleen, amen. Vriende, ons staan ons nou ook so op die vooraand van Kersfees, né? En daarom gaan ons dan vanoggend ook hierdie ou bekende Kerslied sing wat sê, hy is Immanuel, God by ons. Kom ons sit net daar waar jy is en dan sing ons dit saam. Die Heiland is gebore, soos U reeds voorspel, daar in die stad van Dawid, word hy Immanuel, met blye hemelkore, wil ons oorjuig en sing, ons Heiland is gebore, dis hy wat redding bring. Die lig kom na die wêreld, en Jesus Christus hier, uit liefde vir die mensdom, dan hy as diensknegt neer. So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun, so word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. En vanoggend se skriflesing gaan ons dan ook doen uit Psalm 46 vir die koorleier van die Koragiete op die wysie van die jong vroue 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en al skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid.
Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van ons Allerhoogste, want God is daar, die stad sal nie wankel nie, God sal hom help, nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke kan wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand gebring het. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en boë verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogwaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies en hoog bo die aarde, want die Here, die Almagtige, is by ons. Vriende, ons gaan net tot sover lees. Vriende, vandag is versoeningsdag en reg oor ons land hoor ons hoe mense praat oor versoening wat moet gebeur tussen volke, rasse, tussen mense, tussen geslagte heen. En vandag weet ons ook dat die grootste versoening wat ons vandag as kinders van God vier, is die versoening wat die Here Jesus vir ons bewerk het deur sy lewe te gee. As ons gaan lees wat daar staan in 2 Korintiërs 5 vers 18, dan sê hy, dit is alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met hom versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Jesus Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons kom toevertrou. Vriende, dan lyk dit vir my, as ons regtig versoeningsdag wil vier vandag, dat ons nêrens anders kan begin as in die woord en juist by die plek waar die Here Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, sodat daar versoening tussen ons en God kan wees. Jy sien, aanvanklik was ons verhouding met die Here so goed. Toe God die mens geskaap het, het hy saam met hulle in hierdie tuin van Eden gestap en hy het saam met hulle die lewe geniet. En dan, vriende, kom die sonde, en die sonde vernietig hierdie verhouding tussen ons en God. En dan moet die Here Jesus self sy lewe kom gee as die prysgeld, sodat ons in versoening met God kan wees. Dat die vyandskap tussen ons en God kan verander in 'n vriendskap. Vriende, dan kom die Here Jesus en dan sê hy, ek wil hê dat julle verhouding met God herstel moet word, dat as julle 'n versoeningsdag vier, is die grootste versoening waarvoor julle vandag moet dankie sê, is die versoening tussen jou en God. Vriende, is dit nie waaraan Kersfees ons juis herinner nie. Kerstyd herinner ons dat Jesus mens geword het, dat hy soos ek en jy vleis en bloed kom kry het, en dat hy vir ons die versoening kom bewerk het. Maar vandag is 16 Desember en dis nie net 'n versoeningsdag nie, dis ook 'n geloftedag. Dis ook 'n dag waarin ek en jy daaraan herinner word dat God die gebede van sy kinders hoor en dat hy dit verhoor soos wat hy goed dink, sodat hy die eer kan kry. Vriende, ek lees hierdie week, toe ek weer gaan oplees oor die slag van Bloedrivier, toe lees ek raak hoeveel wonderwerke hierdie dag, 16 Desember 1838 gebeur het, hoeveel wonderwerke God gebruik het om die gebede van sy kinders te hoor en te verhoor. Sarel Silje het geskryf, daar is die plek wat God vir ons jare van tevore al begin voorberei het. 'n reuse donga van 4 tot 5 meter diep, wat reghoekig by die rivier aansluit. En nevens 'n baie diep kilometerlange seekoei gat, is hy dig met riete begroei. Sien vriende, God beplan lank vooruit, nog voordat ek en jy niets kon dink, is God se beplannings reeds in plek.
Die Here wil vandag, as ons terugdink aan hierdie verhaal in ons geskiedenis, dan wil die Here vir my en jou kom sê, moenie dink dat ek koud staan teenoor jou gebede nie. Moenie dink dat ek nie aktief betrokke is by die gebede van my kinders nie. Vriende, die Zulu mag het beplan om teen middernag toe te slaan. En as dit presies gebeur het soos wat hulle planne was, sou die gewere en die kanonne in die donker op so 'n kort afstand nutteloos gewees het teen die wapens wat hulle het, teen hulle spiese en hulle knippels. Maar omdat God die gebede van sy kinders gehoor het, het hy selfs die natuur gebruik. En wat gebeur? 'n Digte mis het kom hang oor daai donga. En dit het hulle so verwar, dat hulle glad nie die laar kon opspoor nie. Hulle het gedink, dit het verdwyn. Die persone wat later tog die laar opgespoor het, vertel dat hulle afgeskrik is deur 'n gloed van lampe wat op stokke was in die digte mis, want hulle het gedink, dis voorvadergeeste. Vriende, ek lees weer hoe die gewere se kruit klam was en dit nie sou werk nie, as gevolg van hierdie digte mis wat op hulle toegesak het. En dan skryf een van die manne wat daar was, die mis het ongeveer 6:15 bonatuurlik vinnig gelig, sodat die son die kruit vinnig droog kon bak, voordat hulle ons kon aanval. Vriende, God wat in beheer is van die natuur, is dit nie wat ons in Psalm 46 lees nie, né? Van hierdie berge en die waters, en God wat die natuur gebruik om vir ons te sê, ek is in beheer, ek hoor julle gebed en ek sal vir julle uitkoms gee. Hierdie aanvallers het op 'n kritieke tyd tydens hulle aanval, het hulle verdeel geraak. Vriende, die interessante is, dat die jong krygers wat toe deurgebreek het toe die volgende gesien, hoor wat sê hulle. Ons het in die rigting van die berg gekyk, en 'n magtige leermag van vegters op wit perde, met wapperende vaandels, het ons sien aanstorm. Op die voorpunt was 'n enkele man op 'n wit perd met 'n swaard. Ons het omgedraai en weggehardloop, en in hulle terug weghardloop, toe kom hulle 'n groep van hulle ander manne te, en deel van hulle reël was dat jy nie weggehardloop het nie. En toe ontstaan daar tussen hulle, in dieselfde groep eintlik, 'n geveg. Die gesoute krygers, wat nie hierdie visioen gesien het wat die ander gesien het nie. Hulle het 'n tussengeveg met hulle eie mense begin. Vriende, soveel van hulle het gesneuwel binne in hierdie binnengeveg wat hulle gehad het. Ek lees weer die verhale en ek besef, nie 'n enkele man in die laar is dood nie. Daar was 3 met ligte beserings. En as ons aanvanklik dink aan die getalle, né, 15.000 teen 500, dan klink dit onmoontlik. 15.000 teen 500. Maar vriende, vandag wil die Here my en jou herinner, moenie bekommerd wees as jy in die minderheid is nie. Moenie bekommerd wees as dit vir jou lyk of die wêreldmagte besig is om jou te oorheers nie. As die getalle vir jou nie sin maak nie, en dit vir jou lyk of jy oorweldig word, kom sê die Here vandag vir my en jou, op hierdie 16 Desember, moenie vaskyk in getalle nie. Is dit nie wat die Here vir ons by Gideon geleer het nie, in Rigters? Vertrou God, bid tot God. Erken dat hy God is, hoog bo die nasies en hoog bo die aarde. Vriende, ek lees hoe hulle sê dit verstommend was dat 1300 stuk vee, groot diere, relatief rustig en kalm was deur daardie aand.
As jy op 'n plaas bly tussen diere en jy weer as 'n gestorm en 'n gejaag en 'n geskree, kanonne wat afgeskiet word, dan gaan die diere vlug. Dis 'n wonderwerk. God laat 'n slaap oor daai diere kom. Hy gee 'n rustigheid vir hulle, 'n tipe van 'n narkose vir hierdie diere om stil en rustig te word. Die kanon se maksimum trefafstand was 1500 meter. En op bevel van Andries Pretorius het hy 'n enkele skoot na die generaals van die Zulus afgevuur, maar hulle was 2000 meter ver. 500 meter verder as wat die kanon kan skiet. Toe dit afgevuur is, het die skoot tussen hulle geval en pandemonium veroorsaak. Vriende, vandag op hierdie dag wil die Here hê dat ek en jy moet stil word en erken dat hy God is, hoog bo die nasies en hoog bo die aarde. En dat hierdie God die gebede van sy kinders hoor, en as hy ons gebede hoor, dat hy dit antwoord soos hy goed dink. Hy sal selfs die natuur gebruik en wonderwerke doen, die diere in beheer hou. Maar hy besluit. God het daardie dag kom ingryp. God het hulle gebede gehoor en hy het ingegryp. Van die Zulus wat agterna nog wat dit oorleef het, het agterna vertel dat by die deel waar hulle was en waar hulle aangeval het daar groot wit voëls uit die lug op hulle afgeduik. En daar was hordes perderuiters op wit perde. Maar net die Zulus kon hulle sien. Vriende, is dit nie 'n wonderwerk hoe die Here vandag vir my en jou wil kom sê, raak rustig. Bid, glo en vertrou God, want hy is hoog bo alle nasies en volke en selfs die aarde. Daarom moet ek en jy vandag weer Psalm 46 hoor. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Vriende, God het nie verander nie. Here, ons het nood. Here, 2020 is 'n jaar van nood. Die Here sê, ek is 'n toevlug. Ek het nog nooit verander nie. Ek was nog altyd bereid om te help in die nood. Daarom is ons nie bang nie. Daarom is ons nie bang nie. Vriende, kom ons hoor bietjie wat sê die volgende verse. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dryf en skuim die waters van die see, dis 'n tsunami, né? Al skud die berge deur sy onstuimigheid, is ek nie bang nie. Kan jy jou vir 'n oomblik hierdie natuurverskynsels indink en dan skryf hierdie psalmdigter, hy skryf 'n lied en hy sê, ek is nie bang nie, al gebeur al hierdie goed om my, ek is nie bang nie, hoekom? Want God is my toevlug en my beskerming. Dis hoekom. Vriende, wat 'n geweldige belofte. Jy hoef nie bang te wees nie. Die aarde kan bewe, die oseane kan vol word, die berge kan verdwyn. Alles kan deur mekaar wees. Maar ek is by julle. Ek is vir julle toevlug en ek sal julle beskerm. Ek is die altyd teenwoordige God. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad. Want God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die oggend kom. Nasies kan raas en koninkryke kan wankel. Maar as God sy stem hoor, smel die aarde weg. Vriende, in die oorspronklike Hebreëus staan daar letterlik, ek is in julle midde. Ek is 'n altyd teenwoordige God. Ek is die alom teenwoordige hulp. God sê ek is altyd beskikbaar. Ek is altyd daar. Ek is altyd 'n toevlug. Kom na my toe. Dawid het hoeveel keer in psalms verklaar, God is altyd voor my. Hy lei my.
Gaan nie verboureerd en bang raak nie, want sy teenwoordigheid, sy hulp is 'n realiteit in my lewe. Vriende, is dit nie vandag vir my en jou belangrik om dit weer te erken aan mekaar en vir onsself nie. Ek is nie bang nie, want God is by my en my lewe is in sy hande. Psalm 46 vertel vir ons van twee groepe chaos wat gebeur, hè? Die chaos in die natuur, en ons het dit nou net gelees van die aarde wat pad gee, die berge wat skuif, die waters wat skuif. En dan verduidelik hy hierdie chaos in die wêreld, die nasies wat raas, die koninkryke wat wankel, en die oorloë wat oor die aarde spoel. Vriende, as hierdie psalmdigter Psalm 46 skryf, 'n lied skryf vir die Here, dan is dit nie in baie maklike tye nie. Dis as daar chaos is in die natuur en in die wêreld. Dan skryf hy en hy sê, hierdie God wat ek liefhet en dien, is 'n alomteenwoordige God. Vriende, hierdie was 'n chaos jaar, was 'n die mekaar jaar. Skool is die mekaar, die vakansies is die mekaar, ons werke is die mekaar, die virus het alles die mekaar kom krap. Maar die Here sê, kyk bietjie rondom julle, kyk rond. Sien julle die almag wat in hierdie jaar gebeur het? Vriende, soos ons terugkyk na 16 Desember 1838, wil die Here hê moet ek en jy terugkyk na hierdie jaar 2020 van die Here. Kyk terug en sien sy almag. Vertel die stories, soos wat ons die stories lees van hoe God hulle beskerm en voorsien het. Vertel die stories van hoe God ons beskerm en voorsien het in hierdie jaar. Kyk wat God in sy almag doen en hoe hy ons beskerm. Miskien het jy in hierdie jaar bang geword. Dan wil vers 11 vir jou kom sê, bedaar. Bedaar. Vriende, hierdie bedaar beteken letterlik, laat hang jou hande langs jou sye. Bedaar. Raak rustig. Ja, die wêreld is in chaos. Psalm 46 sê die wêreld is in chaos, maar wat? Ek. Dat hang my arms, my hande langs my sye, want ek het bedaar oor wie God is. Bedaar en erken dat ek God is. Vriende, as dit chaos in ons lewe is, dan sê die Here, word stil, bedaar. Maar as jy klaar bedaar het, erken wie ek is, gaan lees die stories van God. Waar lees ons die stories van God en sy almag? Hier. Waar weet ons dat hy God is? Hier. Erken dat ek God is, lees dit in my woord, glo dit, maak dit jou eie. Ek wil vandag vir jou sê, in hierdie chaos wêreld, bedaar en erken dat hy God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. En dan sê hy vir ons, as jy erken het wie ek is, onthou ek is by jou. Hierdie groot God is by jou. Jy is nie alleen nie. Ja, Here, maar dit is chaos. Here, dit is die mekaar. Here, ek voel alleen. Jy is nie alleen nie. Ek is by jou. So sê die Here. En dan sê hy vir ons verder, ek is jou beskutting. Ek sal jou beskerm. Kom kry by my weg. Ek sal jou beskerm. Vriende, vanoggend wil ek vir u sê, op hierdie versoeningsdag kan ons nie anders as om Jesus te eer vir die prys wat hy betaal het, sodat ons met God versoen kan word. Maar op hierdie dag kyk ons terug en ons sê, dankie Here, dat ons vandag herinner word dat U die God is wat gebede hoor en verhoor, en daarom, as die storms om my vandag woel, en my eie hart miskien woel, en dit vir my voel, my wêreld val in mekaar en dit is chaos, gaan ek vandag bedaar.
Ek gaan my hande langs my sy laat val en ek gaan bedaar en ek gaan erken dat U God is. Ek gaan erken dat U wonderwerke gedoen het. Die eerste wonderwerk was die skepping. En van daardie dag af het dit nog nooit opgehou nie. Tot in alle ewigheid sal dit aanhou. En dan, Here, as ek U erken as my God, dan weet ek is nie alleen nie. Al rol my hart, en hart op my kop met my weg, onthou ek vandag, ek is nie alleen nie. U is by my, en U sal my beskerm. Amen. Here, soveel keer wil ons daar soos hierdie polities maak, en dit gaan oor politiek en mense, maar Here, 'n dag soos hierdie herinner ons aan God. God wat die versoening met sy kinders kom bewerk het, God wat die gebede van sy kinders verhoor het, en wat vir ons vandag in hierdie chaotiese tyd waarin ons leef, Here, net soos Psalm 46 vir ons sê, 'n tyd waarin die nasies raas en die koninkryke wankel en die oorloë oor die aarde spoel, wil ons vandag kom rustig word. Nie omdat ons naïef is nie, Here, nie omdat ons hierdie realiteite om ons raak sien nie, maar omdat ons vandag, soos hierdie psalmdigter sê, ek gaan 'n lied vandag sing tot eer van die Here. Want die Here is vir my toevlug en 'n beskermer. Hy was nog altyd bereid om te help in die nood, en daarom is ek nie bang nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek en jy het die voorreg om nou te sing van hierdie alomteenwoordige God, hierdie God wat by ons is, hierdie God wat sê, moenie bang wees nie, moenie bang wees as die storms aankom nie, moenie bang wees as die berge pad gee nie, want ek is by jou, ek is jou beskermer, ek is jou provider, ek is jou voorsiener. So kom ons sing hierdie lied, dan ook volgens. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider. Vriende, vanoggend kan ons nie 'n kollektebord by jou omstuur nie, so jy's weer welkom as jy wil deel in die werk van ons gemeente, as jy ons wil ondersteun daarin. Is jy welkom om vir ons 'n EFT-betaling te doen by Absa, en meeste van julle weet al, die rekeningnommer 053 058 0032. 053 058 0032. Julle is ook welkom om in die week by die kerkkantoor te stop en sommer jou dankoffer daarin te gee as jy sou wou. Maar vriende, ja, kom ons onthou dat ons dankoffers is 'n dankie sê vir die Here, né? Dis sommer net ons manier om te sê, ons erken U as die een wat die gewer van alles in ons lewe is. Vriende, ek wil graag vandag die seën oor jou uitspreek. En mag jy in jou hart vandag, op hierdie versoeningsdag, mag jy eenheid met God beleef. Mag jy weet vandag, ek is kind van God. Ek kan hom roep, Abba, wat beteken Vader. En daarom vriende, mag jy in hierdie versoeningsdag ingaan met die wete, dat God se genade vir my genoeg sal wees. Mag jy hier ingaan met die wete, dat Jesus sy lewe vir my en jou kom gee het.
sodat ek en jy versoen kan wees met die almagtige, alomteenwoordige God. Maar mag ek en jy ook weet hierdie week, dat die Heilige Gees in en deur ons sal werk, en dat hy vir ons sal bid, as ons self nie weet hoe en wat ons behoort te bid nie, omdat ons met ons hele hart glo, dat God die gebede van sy kinders hoor, en dat hy hulle nog altyd in hulle nood gehelp het. Weer dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees met elkeen van u sal wees. Amen.